Goeienaand almal en baie welkom by vanaand se aanbieding oor Zoom. Vanaand se aanbieding gaan oor noodhulp en so wat u gesien het, is dit nie konvensionele noodhulp nie, want natuurlik kan ons jou vir 3 jaar besig hou met 'n volle noodhulpkursus. Maar ons spreek vanaand ander tipe goed aan rondom noodhulp. Die goed van bo af, die goed met die organisering, hoe om die admin te doen, hoe om met die mense te werk met wie jy noodhulp werk en dan natuurlik ook jou top dinge waarmee jy te doen gaan kry op 'n kamp wanneer dit kom by noodhulp. So baie welkom aan almal wat ingeskakel het. Ons is bly dat julle saam met ons vanaand kuier en ons glo dat ons gaan almal baie baat vind hierby. Ek gaan ons vinnig open met 'n kort skriflesing en gebed. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 15 vers 57. Ons dank God dat hy ons oorwinning gee deur Jesus Christus. 'n Baie eenvoudige reguit versie en hierdie vers is my belangrik want ek dink in noodhulpsituasies hoop ons altyd vir 'n oorwinning. 'n Oorwinning vir 'n beterskap, 'n oorwinning vir 'n lewe wat gered is, en 'n oorwinning vir 'n trauma wat nie so erg was nie. So ek glo ons gaan vanaand baie antwoorde kry. Ek bid graag vir ons ter opening. Onse Vader in die hemel, ons prys U naam dat ons vanaand as voortrekkers kan saamkom om te leer om na U jeug beter te kyk. Ons dank U vir die geleentheid, ons dank U dat U saam met ons is, dank U dat U saam met elke aanbieder vanaand is. Laat alles gebeur ter eer en verheerliking van U wonderlike naam. In Jesus naam, amen. Goed, ons eerste aanbieder, glo ek ken baie mense, Dr. Annelie Du Plessis. Sy is hier van Kempton Park en sy is deel van Oosvaal gebied. So sy is al 25 jaar 'n dokter en sy is 32 jaar 'n voortrekker, waarvan sy vir 15 jaar betrokke is by die Komando se noodhulp. Sy was ook al kommandoleier en admin voor en nadat sy kommandoleier was. So wanneer dit kom by die admin gedeelte agter die noodhulp, weet sy presies wat nodig is, sodat alles agter die skerms 100% kan loop. Met hierdie kombinasie van alles wat sy het, glo ek dat sy is die regte persoon om vanaand vir ons aan te bied, hoe om die noodhulp admin reg te doen. Ek gee oor aan Dr. Annelie Du Plessis. Baie dankie. Goeienaand almal, ek net gou my skerm hierso reg kry. Wat sê hy? Daar sy. Oeps, daar is hy. Goeienaand, baie dankie dat ek vanaand die geleentheid het om met almal te gesels. In die afgelope 15 jaar wat ek reeds betrokke is by die noodhulp van ons komando, het ek 'n paar lesse geleer wat ek graag met julle wil deel. Die belangrikste van dit wat ek geleer het, is dat wanneer jy noodhulp doen, is dit belangrik dat jy eintlik net noodhulp doen en nie allerhande ander goeders ook op die kamp of op 'n geleentheid doen nie. Want as jy noodhulp roep dan en jy is eintlik ook kok, dan is dit dalk 'n moontlikheid dat iemand anders gaan eet op die kamp, op daai geleentheid nie. En dan in die tweede plek is jy's net noodhulp. Jy's nie 'n trauma dokter nie. So wanneer dit nodig is dit belangrik dat jy verwys en in die derde plek is voorbereiding baie belangrik. As jy voorberei is vir die noodhulpsituasies, dan gaan dit sommer baie makliker. In die eerste plek is dit belangrik om wanneer die veiligheidsplan opgestel word, dat jy saam met die veiligheidsoffisier werk en vooraf besluit waarheen gaan mense verwys word as dit nodig is en ook wanneer mense verwys moet word en ook wie gaan die voertuig bestuur, wie en met watter voertuig gaan 'n persoon afgevoer word indien dit nodig is. Dis goed waaroor mens voor die tyd moet dink, want as jy in die situasie is, dan is dit baie keer is dit half asof jy besluiteloos is en nie 100% seker is nie. Maar as jy voor die tyd 'n besluit geneem het daaroor of verskillende situasies in jou kop uitgespeel het, is dit baie makliker om in die situasie vinniger te kan reageer. Wat vir my baie belangrik is voor die tyd is om die regte inligting te hê. Deesdae op die jou inskrywingsvorm moet die regte vrae vra, maar deesdae op die skryf in platform is dit baie maklik want al die inligting wat jy nodig het is eintlik klaar op die stelsel en reg beskikbaar. Dis baie belangrik om die kampers se
naasbestaandes se kontakinligting beskikbaar te hê. Want jou ouers is eintlik jou beste bondgenote in 'n noodgeval situasie. Hulle ken die kind beter as wat jy ken en hulle kan vinnig vir jou 'n ding sê wat jy dalk moet gaan opsoek. Die mediese fondsinligting is ook baie belangrik vir wanneer 'n kind verwys moet word na 'n dokter of 'n hospitaal toe, dan is dit maklik as dit naby jou is en jy kan dit maklik oorgee vir die mediese personeel. Ekskuus tog, vir die mediese personeel wat daarmee moet werk. Maar wat vir my altyd die belangrikste en die interessantste is my 3 groot sterretjies hier onder, die allergie, die mediese kondisies en kroniese medikasie. En dit is regtig baie belangrik as jy daarna gaan kyk. Ek sal nou daarby terugkom. Dit is belangrik om 'n harde kopie van jou inligting te hê, want die laaste ding wat jy nodig het is dat jou selfoon nie werk nie, of jou rekenaar se battery met al die inligting is op wanneer jy is pap wanneer jy die inligting nodig het. Dis ook belangrik om 'n kopie vir die kommandoleier of vir die kampleier te stuur, sodat as jy nie beskikbaar is of as jou kopie nie dadelik beskikbaar is nie, dat iemand anders in elk geval ook die inligting vir jou kan trek, of as jy voor die dokter staan en jou kopie is in die kar, en dat die admin vir jou 'n boodskap kan stuur en sê dit is die kind se mediese fonds besonderhede en so aan. En dan is dit baie belangrik om die allergie, mediese toestande en medikasie van die mense wat op die kampus voor die tyd na te gaan en net 'n idee te kry van wat nodig is. Deel van die admin voor die tyd is jou inpaklys. Dit is as jy nie met 'n bak vol medisyne, sulke blisterpakkies soos wat daar op die prentjie is, wil opeindig en nie weet wie se is wie se nie, is dit baie belangrik dat elke persoon se medikasie gemerk moet wees in 'n Ziploc sakkie of 'n kosblikkie bymekaar en aanwysings van oggend, middag, aand wanneer moet hierdie medikasie gebruik word. En dit verseker dat jy op die einde wel die medisyne vir die regte persone gee. As ons gaan kyk na die opgawelys, dit is baie belangrik om net voor die tyd deur te gaan. Ekskuus tog. Vir allergie is dit nogal belangrik om voor die tyd te kyk en net bewus te wees daarvan dat party mense is wel allergies vir pleisters of vir salf en dan is dit nodig om voor die tyd 'n alternatief uit te dink om te weet as iemand allergies is vir pleister, kan jy dalk gaas gebruik met 'n verband om dit vinniger en om die persoon te kan help sonder dat hy 'n reaksie gaan kry. Vir jou kinders wat allergies is vir bye, is dit belangrik dat jy voor die tyd seker maak dat hulle wel hulle medikasie vir jou gegee het, of as dit baie keer van die verkenners kies om hulle medikasie by hulle te hou in die rugsakkie waar hulle is, of hulle kan dalk selfs die medikasie in 'n amulet om die nek dra. Maar dit is belangrik dat jy weet waar daai medikasie is en dat die kursusleier van waar die kind is ook weet waar daai medikasie is en wat moet gebeur. Dan is daar baie mense wat kosallergie het en daarvoor is voorkoming definitief beter as genesing. Party kinders kry maagaandoenings of 'n bors kan toetrek, maar mense kan ook in anafylaktiese skok ingaan as hulle byvoorbeeld grondboontjies inkry waarvoor hulle baie allergies is. So dit is belangrik dat die kombuis weet wie is vir watter kosse allergies en seker maak dat daar 'n alternatief beskikbaar is. Dan die klompie wat in geel is verskillende mediese toestande en dit is altyd interessant om net vinnig daardeur te gaan en seker te maak wat elke mediese toestand behels, dat in 'n geval van nood jy wel kan reageer. Ons was op 'n spankamp gewees, seker so 4-5 jaar terug, en die kinders het geskrik vir 'n situasie in die aand, en een van die kinders het net in mekaar gesak en gelyk asof hy 'n hartaanval gekry het. En dit was nogal vir ons 'n skrikwekkende ervaring. Die naaste hospitaal is amper 3 kwartier weg. Ons het hom gemonitor, die ouers geskakel, en toe sê die ma, maar ek het mos vir jou gesê hy het Barlow syndroom. Ja goed, wat is Barlow syndroom? Dis 'n kind wat 'n hartkramp kry en hy lê plat en hy moet net rus. Maar as jy dit nie voor die tyd weet nie, dan kan dit nogal 'n skrikwekkende ervaring wees. So terwille van jou eie gemoedsrus en om beter voorberei te wees, gaan net deur dat jy net 'n idee het van wat se tipe goeders is op die kamp.
Dis ook belangrik om te weet watter kinders ADHD-medikasie nodig het, want dit maak dit net 'n baie rustiger kamp vir almal rondom hom. Dan wat vir my lekker werk is 'n registertjie van wie moet wat wanneer kry. Ons was nou in die Julie vakansie op 'n 50-60 lange toer gewees en ek het toe ek al die medisyne gekry het in die bus gesit en neergeskryf wanneer moet wie wat kry. En daar's genoeg spasie dat ek dit kan merk soos wat ek vir die kinders hulle medikasie gegee het, want as daar 10 of 15 kinders is wat met medisyne kry en hulle kom nie almal na jou toe aangehardloop wanneer dit tyd is vir die medikasie nie, dan raak jy 'n bietjie de mekaar. En dan is dit goed om 'n register te hê en net te kan merk, goed, ek het vir jou ontbytmedisyne gegee, daai enetjie se middagete medisyne en so aan. En dit is 'n interessante staaltjie wat ons gehad het op die kommandotoer, is een van die offisiere se dogtertjie was saam met, hulle was albei op die toer gewees en die aand gee ek haar bakkie met medisyne vir die ma en sê gee gou vir jou kind haar medisyne en sy kom 'n halfuur later by my en sê ek het vir my kind al 2 pille gegee. Ek sê ja. Sy sê die een is haar ADHD pilletjie wat haar moet wakker hou en laat konsentreer vir die res van die dag. So ons het haar gou-gou 'n bietjie geaktiveerde koolstof ingejaag en haar toe nou maar op die eerste op die wagstaande rooster vir die eerste skof ingesit, dat sy net bietjie van haar energie kan uitwerk voordat sy in die bed moet klim en nie die ander maatjies pla nie, maar dit het darm heel goed geëindig. Maar om so ietsie te probeer voorkom, werk die skedule redelik goed as jy net jou register kan volg. Dan die take van 'n noodhulpoffisier is oor die algemeen, so 60% maak seker jy gee vir die kinders die regte medisyne op die regte tyd, en die verkeerde medisyne of dagpilletjies in die aand nie. Daar was ook 'n geval van 'n offisier wat haar slaappilletjie in plaas van haar bloeddrukpilletjie gedrink het vroegoggend en toe was sy nou 'n 0 op 'n kontrak toe sy haar klas moes aangebied het en moes toe nou maar dringend oorgee vir iemand anders. Dan so 39% van wat die noodhulpoffisier op 'n kamp se werk is om beserings te behandel, kinders wat mekaar gejaag het, een val, sloeg, nerf af knie, vinger wat afgesny is as hulle uit seep, uit beeltjies moet kerf of een of ander so ietsie. Dan staan ook natuurlik die wat te veel eet, te min water drink en te veel son inkry, hulle voel nooit baie lekker nie. En dan staan 'n paartjies wat na mamma verlang en net 'n drukkie nodig het of net 'n bietjie aandag weg van die ander af. Dan is daar so 2% wat eintlik ernstig is en genadiglik is dit net so 2% op die kampe gewees waar ek al was maar dit gee jou genoeg grys hare om jou 'n bietjie moedeloos te maak. Maar dit is baie belangrik om met die ouers kontak te hou. Weer eens op die toer waar ons was, het een van die kinders, daar was so 3 of 4 kinders wat die dag toe ons in die wildtuin was, aan die einde van die dag gesê, hulle is regtig naar, voel nie lekker nie, kop seer. Vir die ander het dit om water te drink en net 'n koue stort te vat, het dit gewerk, maar daar was enetjie wat toe nou opgebring het en verskeie kere deur die nag en toe ek nou haar ouers bel, sê die ma, maar dis nou interessant, haar pa dieselfde simptome en hy was dokter toe en die dokter het dit gediagnoseer as varkgriep. Dan is jou vinnige diagnose van uitputting en dalk 'n bietjie oorverhitting is dan dalk nou nie heeltemal so korrek gewees nie en dan is dit maar goed om te onthou, dit help om die ouers te skakel want toe kon ons die hele plan van hoe ons haar behandel bietjie verander. Dan as jy onseker is, die meeste noodhulpoffisiere is nie 'n gekwalifiseerde dokter of 'n gekwalifiseerde mediese personeel het nie. En dan is dit belangrik om te weet dat jy kan verwys. Eerder as om 'n probleem te ver te laat gaan, is dit belangrik om 'n kind eerder dokter toe te stuur en hou jou tyd dop. As dit in die dag is, dan kan mens makliker vir 'n kind sê, okay, kom ons wag 2 of 3 ure voordat ons dit eskaleer. Maar as die kind hierso by 6 uur vir jou sê, ek voel nie lekker nie en jy het nou al gesien daar is 'n bietjie van 'n aanloop, dan is dit dalk beter om die kind 6 uur
hospitaal toe te vat of dokter toe te vat, eerder as om te wag tot 12 uur vannag en iemand moet sukkel om in die donker op 'n grondpaadjie by 'n vreemde plek uit te kom. Dit is maar hoe dit is. En dan is dit belangrik as jy iemand wel uitstuur om die inligting, die mediese fonds inligting en die kontakinligting van die ouers saam te stuur. En dit is belangrik, onthou ouers skrik as jy van die kamp af bel en sê, hoorie, daar is 'n probleem met jou kind, ouers skrik, maar as jy mooi kalm verduidelik wat aan die gang is, dan kom hulle gewoonlik relatief vinnig wat hulle besluit moet neem, of hulle kom ontmoet jou by die dokter, of hulle sê vir jou, nee, die kind dit is 'n ou laai van haar om te kla oor allerhande goeder, dan weet jy, dit is nie so ernstig nie. Dan, net om op te som, die meeste van die mense wat op 'n kommandokamp of 'n spankamp is, het nie die ervaring of die opleiding eintlik om ernstige probleme te kan hanteer nie, maar die positiewe sy daarvan is, gewoonlik is dit nie te ernstige probleme nie. As ons goed voorberei en ons weet wat se tipe probleme daar op die kamp kan wees, dan het ons daai voorsprong van, dit gaan nie te erg wees nie. Ons weet wat om te doen in elke situasie, en ons kan 'n situasie makliker ontlont. En dan is dit belangrik om hulp te vra wanneer jy nie weet nie. Daar's altyd phone 'n friend of skakel die ouers, daar's altyd iemand wat weet, wat bereid is om te kan help. Ek hoop julle het ietsie geleer daaruit, en as daar enige vrae is julle meer as welkom om te vra, en selfs na die tyd my te kontak as dit nodig is. Dis hy, baie dankie. Vreeslik baie dankie Annelie. Ek het baie nou by jou geleer. Daar is 'n klomp goed wat hier ongelooflik belangrik is, en ek glo dat mense gaan dit van nou af lekker kan toepas op kampe. So dankie. Annelie gaan die hele tyd hier by ons bly, so vra gerus julle vra hier onder in die boodskapboks. Ons sal derentyd daarna kyk, en dan as daar iets spesifiek vir haar was, dan sal ons vir haar vra om gou te antwoord. Maar intussen, ek sien daar is eintlik iemand daar wat vra, Pieter Pretorius vra, volgens die first aid courses mag jy nie medikasie dispense nie. Hoe nou gemaak met 'n kamp? So kan jy vir ons daar inligting gee op die oomblik, Annelie? Ekskuus, die vraag is vir my, nê? Ja, jy is welkom om te antwoord. Okay. Ja, dit is so, jy mag nie medikasie gee nie. Wat ons baie keer doen is, baie van die kinders ken 'n tannie wat op die kamp is, of 'n offisier, en die ouer het 'n baie goeie verhouding. Ek vat altyd 'n noodhulptas saam, daar's basiese goed in. Daar is Benados, daar is Disprins, daar is strepsels of ietsie in die lyn. Dit is op my tafel, in my noodhulpkis, en dan as die ouer vir my sê, het jy Benado, dan sê ek, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp en sê, gee asseblief vir my kind 'n Benado. So dit is beskikbaar, maar die ouer moet toestemming gee. Jy kan nie by daai inlysie, dit was ook belangrik om te sien dat mense allergies is vir medikasie, so jy kan nie enigiets vir enige iemand gee nie, en ek doen ook nie. Ek skakel altyd die ouers voor die tyd en sê, dis die situasie, dit is wat ek het. Baie van die offisiere het hulle eie klein medisyne sakkie vol goeders, en dan sal die persoonlike offisier van die spanoffisier van die kind bel en sê, hoorie, as jy dit het, gee net dit vir my kind. Want dan kom dit nie van die noodhulpoffisier af nie, dit is 'n vriendin wat vir haar vriendin se dogter of seun medikasie gee, en dan is dit 'n direkte opdrag van die ouer. So dis die enigste manier hoe jy daar verby kan kom, maar definitief nie voorskrifmedisyne of so ietsie nie. Hoe maak ons met offisiere admin? Want natuurlik offisier doen baie keer maar self medikasie, né? En dan in 'n noodhulpsituasie weet die noodhulp nie noodwendig altyd wat daai offisier in het nie. Kan jy ons bietjie meer lig daar rondom vir ons skyn? Is dit beter vir offisiere om vir die noodhulp te gaan inlig wat hulle dan op die kamp vat as hulle nie hulle medikasie wil ingee nie? Hoe gemaak? Moet hulle net vir 'n vriendin sê? Wat stel jy voor? Ja, dit is baie belangrik dat mens wel en dat as iemand vir 'n kind medikasie gegee het, dat dit wel by die noodhulpoffisier aangemeld word. Dit is
sodat as jy dan nou later vir die ouer bel en sê, hoorie, jou kind voel nie lekker nie, en die ouers sê, nie, maar gee vir haar nog 'n Panado, dan is dit nou half, hoe bedoel jy nog 'n Panado? Dat jy, dit is definitief belangrik, en dit is half, die offisiere moet opgelei word en besef dat hulle moet eintlik deur die noodhulppersoon werk, want as iets ergers gebeur, dan is dit belangrik dat wanneer jy 'n kind verwys, om vir die dokter te kan sê, ek het 12 uur vir hierdie kind Panado gegee, en daarna 4 uur, of wat ook al die geval is, het ons weer 'n Panado gegee, dit het nie die hoofpyn gebreek nie, en dit is hoekom die kind verwys moet word. Terwyl as jy nie weet nie, dan kan daar dalk 'n reaksie wees. Ja. Gal dieselfde vir volwassenes dan, dat hulle net die noodhulp inlig met wat hulle wel in hulle sisteme het. Definitief ja. Dit is definitief beter as jy mens weet. Dit is ook hoekom dit is goed om deur jou lysie te gaan en te weet watter volwassenes is op bloeddrukmedikasie, watter volwassenes is diabetes, want in 'n kampsituasie gebeur dit partykeer dat iemand so besig is met iets en hy kom nie daarby uit om te eet nie, en dan skielik dan val hy ergens flou, en dan is dit nodig om te kan weet, hierdie persoon is 'n diabetes, jy het 'n glikose lekker nodig, of wat ook al, dan is dit minder raai werk vir iemand wat nie die mediese agtergrond het nie. 100%, so dankie. Ek sien dat daar was iemand wat iets hierso gesê het, Willie Waldy. Hy het gesê, toe ek bokssport kursus gedoen het, het ons ook geleer wat gemaak met konkussie en die moontlike nekbesering. Ek dink toe dit is ook nodig dat daar 'n inleiding of 'n opleidingssessie is, beslis ten opsigte hiervan, sien hulle dat jou normale noodhulpkursus dit nie dek nie. Ja, ek dink wanneer ek wil eintlik vir al die gebiede aanhits om noodhulpkursusse in julle gebiede aan te bied. Dit is iets wat daar regtig behoefte is onder die offisiere. En dan, julle offisiere wat nou al op noodhulpkursus gedoen het en wat weet dat daar so 1 of 2 goedjies is wat kort, bring dit asseblief in daai opleidingssessies dan op. So baie dankie Dr. Annelie Du Plessis. Ons gaan weer na haar toe terugkom as daar vrae is wat haar kant toe moet kom. Baie dankie vir jou tyd. Ons volgende aanbieder is Liesel de Tooy. Nou Liesel de Tooy is hier van Pretoria se wêreld. Sy is 'n offisier by Rietvallei Voortrekkers en sy is ook in die volwasse sake ketting. En sy is 'n ongelooflike noodhulppersoon. Ek hoop ek sê nou alles hierdie reg, en baie van hierdie opleiding, kriteria en goeders wat sy deurgegaan het, is in Engels, so verskoon my asseblief daarvoor. So sy het 'n bekergraad in verpleegkunde en sy het 'n nagraadse diploma in trauma-verpleging. Sy het ook Advanced Emergency Assistant deur verskriklike mense gedoen, 'n college wat SRQ en in ambulanse. Sy het ook repatriasievlugte vir internasionale SOS gedoen reg oor Afrika. Dit was vir 4 jaar. Sy het ook vir 8 jaar op dit is skepe wat olie soek. So sy het vir 8 jaar daar gewerk, wat sy die enigste mediese persoon op die skip was. Vir 12 jaar het sy by Tshwane se nooddienste gewerk en sy het 200 advanced life support ure op die pad. Sy is natuurlik op die oomblik 'n baie waardevolle persoon daar vir ons met noodhulp en sy help ons verskriklik met allerlei verskillende noodhulpopleiding. Verskillende kundige persoon, 'n passie vir opleiding. Sy is self ook iemand wat baie goed is daarmee om ander in noodhulp op te lei. So ek stel graag aan u voor, geniet haar aanbieding, Liesel de Tooy. Hallo. Is myne aan? Ons hoor jou, ja, dankie Liesel. Baie dankie vir die geleentheid, Deidre. Dit is die eerste Zoom meeting wat ek nog ooit doen, so ons leer maak is beter met noodhulp as met die tegnologie. Dit is vir my 'n groot voorreg en waarmee ek vanaand wil praat is die optrede tydens 'n noodhulpsituasie. En dit is van kardinale belang want hoe jy dit hanteer gaan bepaal hoe die situasie gaan. So om rustig te wees is natuurlik die heel beste. As jy kry hier kom kinders aangehardloop, kan die tannie iemand het geval. Natuurlik skrik jy eers jouself mors dood
Want wat nou? Wat gaan ek doen? Belangrikste, tree op. Die manier hoe jy gaan werk, bepaal hoe die situasie gaan. So ek kan 'n voorbeeld gee van 'n oupaatjie wat 'n hartaanval gehad het. Sy kleinkinders het KPR toegepas. As hulle my studente was, het hulle haar eksamen gekry, want die kompressie en die ritme, niks was reg nie. Maar hulle het goed genoeg gedoen om sirkulasie te hou en suurstof te hou. So toe die noodpersoneel oorvat, het ons 'n suksesvolle resuscitasie. Ons het die ou oom teruggekry en hy het uit die hospitaal uit huis toe geloop. So al was dit verkeerd, het hulle nog steeds 'n lewe gered. Dan is daar 'n tweede voorbeeld van 'n ou wat met 'n bottel oor die kop geslaan is. Bottel het gebreek, klein 1 cm lacerasie, maar ongelukkig die temporale arterie getref. En hy is oorlede. Want niemand het daaraan gedink dat my vinger is 1 cm breed om net direkte drukking te doen nie. So dit is baie belangrik dat as iets gebeur, dat iemand iets sal doen. Al is dit nou nie heeltemal, jy weet nie heeltemal hoe om dit te doen nie, maar ergens kan jy iets onthou wat iemand jou geleer het. Belangrik, doen ten minste iets of kry iemand wat iets kan doen. Dan kom ons by trauma-sensitiewe persone. Nou, dit is die mense wat, jy sê net die woord bloed, dan begin die knie klaar knak en die bloed sak uit die gesig. Dit is 'n heeltemal onwillekeurige ding wat gebeur. So, jy kry hierdie stimuli, jou brein weet nie wat om met dit te doen nie. Dit is maar net iets wat jy nie voor gebou is nie, en jou brein sê nee, ek kom uit hierdie situasie uit, ek gaan jou beskerm, en jy gaan vloer toe. Jy's uit die situasie uit. Wat dit belangrik maak is jy moet kan erken dat jy 'n trauma-sensitiewe persoon is. Want die heel eerste ding op 'n toneel wat ons altyd sê is gevaar. Nou, as jy nie na bloed kan kyk nie, is jy 'n gevaar. So jy self is die gevaar vir jouself en vir ander mense. Want nou gaan jy... Ekskuus as ek jou stop. Sal jy asseblief jou screen share weer stop en weer aansit? Ek sien hy maak net 'n sirkelwieletjie by ons. Ekskuus tog. Is hy nou beter? Ja, hy is daar. Baie dankie. Wat gebeur is jy kom by die persoon en jy sien daar's bloed. So nou dink jy, "Sjoe, ek moet nou braaf wees, ek's die offisier, ek moet my groot meisie onnie aantrek." Maar dit werk nie so nie. Dis 'n onwillekeurige gebeurtenis. Jy kan niks daaraan doen nie. So jy moet groot of weet jouself kan sê ek kan dit nie doen nie. Gee oor aan 'n ander offisier of gaan sit 'n entjie ver weg. Die verkenners weet ek is baie oulik met die noodhulp en sê ek gaan vir jou sê wat om te doen, maar sal jy asseblief my hande wees. Want gaan jy nou in die situasie en iets gebeur, nou sit ons met 'n tweede pasiënt, want die offisier het met sy kop teen 'n klip geval, of nog erger, jy val bo op die kind wat seer gekry het. En jy moet vir die dokter in ongevalle verduidelik hoekom die kind met sy sny op die vinger nou nog 'n gebreekte ribbe ook het. So, as jy weet jy kan nie die situasie hanteer nie, haal jouself uit die situasie, gee dit oor vir iemand anders. Daar is geen skaamte daarin nie. Jy is net nie gemaak vir dit nie. Dan belangrik, jy skrik, jy haal diep asem, jy sentreer jouself en jy hanteer enige situasie kalm. Die kinders het ook geskrik, so as die offisier nou ook skrik, dan is dit paniek. As jy kalm bly, is dit in hulle gedagtes klaar van okay, die tannie is rustig, so sy weet wat om te doen, so ons maatjie gaan reg wees, sy gaan kan help. Dan is jou situasie onder beheer en daar's geen kans vir verdere beserings of enige ander gebeurtenisse nie. As jy sien dit lyk ernstig, kontak mediese dienste so gou as moontlik as dit nodig is. Baie keer as ons kamp is ons ver van mediese fasiliteite, dit vat lank vir 'n ambulans om te kom. So as daar enige moontlikheid is,
laat weet die nooddiens of die mediese offisier en kontak die mediese dienste dat hulle so lank nader kom. Nou gaan jy nader na die seentjie wat lê wat nou seer gekry het. Baie belangrik. Stel jouself voor, veral as dit nie een van jou spanse lede is nie. Sê vir hom, wie is jy? Ek is Tannie Liesel, ek is die noodhulpoffisier. Alles is reg, ek is hier om jou te help. Stel hom gerus, want met die persoon wat geval het of seer gekry het, sy hart klop vinnig, hy's bang. As iemand bloei, wil jy nie hê sy hart moet vinnig klop nie, want dan bloei hy vinniger. As hy deur 'n slang gepik is, wil jy nog minder hê, hy moet 'n vinnige hartklop hê, want die gif versprei. So baie belangrik, stel hom gerus. Selfs met 'n asma persoon, iemand met 'n paniekaanval, stel hom gerus, kry sy asemhaling en sy hartspoed rustig. En dit is ook baie makliker om dan inligting te kry en om met hom te werk. Dan vra vir hom wat sy naam, want nou kan jy 'n vertrouensverhouding met die persoon opbou en jy kan hom op sy naam noem. Weet jy kan sê Pietie, weet wat het gebeur? Weet so jy praat met hom en jy klaar daai verhouding met hom. Dit is ook die eerste ding wat jy vra vir hom. Wat het gebeur? Jou meganisme van besering. So nou sê Pietie, ek het uit 'n boom uitgeval. Onmiddellik weet jy het van 'n hoogte afgeval, so daar's 'n moontlikheid dat sy been gebreek, hy het op sy ribbes geval. So dit gee jou daai bietjie van 'n waarvoor jy moet kyk as jy hom nou ondersoek. So jy kry ook al hierdie inligting om dit vir die mediese personeel oor te gee, want dit gee 'n beter prentjie oor waarvoor ons moet kyk. Dan baie belangrik, vra vir hom toestemming. Pietie, kan ek jou help? Jy kan nie net instorm en iemand help nie, want jy moet aan hom vat. Jy moet weet aan sy arm raak, jy moet aan sy been raak, jy moet fisies aan hom vat. So jy moet toestemming vra van Pietie, kan ek kyk na jou arm? Baie belangrik, weet om daai integriteit van hom te behou. Dieselfde met sy menswaardigheid en privaatheid. Weet, hy's 'n kind, maar hy het sy regte. So omstanders, ons praat altyd van ongelukstonele van die rubbernakke. So hier was 'n ongeluk aan hierdie kant, maar die ouens aan die ander kant rubbernak. En dan veroorsaak hulle ongelukke. So dis baie belangrik om die kinders wat saamdrom en die mense wat nie nou betrokke is nie, weg te skuif. Weet, gee vir die ou bietjie spasie, gee vir jou spasie om te werk. En hy wil ook nou nie weet die hele wêreld moet weet wat het nou gebeur en waar het hy seer gekry nie. So behou sy menswaardigheid en sy privaatheid. Dan, nou sien jy op sy been, daar's 'n bloedpoel, maar dis onder sy broek. Jy moet dit oopmaak om te kyk, wat is dit? Want dit kan nou ook fraktuur wees wat ernstig is. So, klere sny is makliker as om 'n broek oor 'n gebreekte been af te sit. En dan natuurlik ook dalk 'n ribbebesering. So jy moet die hemp oopmaak. Baie belangrik. Maak altyd seker jy beskerm sy privaatheid. Weet, maak toe met 'n kombersie of probeer so min as moontlik weet dat lyf wys. Want weet veral die ouetjies is maar skamerig, so en selfs met meisies. Weet, maak toe en beskerm sy privaatheid. Dan terwyl jy dit doen, probeer jy inligting kry. Allergieë, mediese toestande, weet net om te weet, as die ouetjie net geval het, dalk sê hy vir jou, maar Tannie, ek het nie vanoggend geëet nie. So dit gee jou nog 'n leidraad van wat is fout. Weet, dalk het hy lae bloedsuiker en bietjie suiker en alles is okay. Dan kom ons by mediese konfidensialiteit, die wetlike aspek. Baie belangrik. Wat daai kind vir jou vertel oor sy mediese geskiedenis, bly by jou. Jy kan dit vir die mediese personeel oorhandig, die noodhulpoffisier, of jy kan dit aan die ambulans, die nooddienste gee wat by jou oorvat. Dit is nie vir almal te weet nie, dit bly tussen jou en daai kind. En dis baie belangrik, want in die wet word dit baie ernstig gesien as jou
mediese inligting versprei word. So jy weet, iemand kan in groot moeilikheid kom en selfs aangekla word as jy die kind se inligting versprei. Dit is sy inligting en dit is net die mense wat met daai spesifieke situasie werk en wat dit nodig het, wat dit mag kry. Dan belangrik ook, soos die dokter gesê het, kontak die ouer, laat weet die kind se offisier as dit nie jou spanlid is nie, laat weet die kampleier. Laat almal weet van die insident. Daar is ook gewoonlik 'n boek op die kampe, insidentboek. Maak seker dit word voltooi, dat in die toekoms jy dit kan opvolg. In alles doen dit so professioneel as moontlik, maar nog steeds laat jy die kind gerus stel. Maar beskerm ook jouself, soos ek sê, daar is wetlike aspekte met jou optrede teenoor die pasiënt. Dan, wanneer kan jy nou gaan? Jy sit nou al 'n uur by die kind in die middel van die veld, wanneer kan jy gaan? Wanneer jy 'n besering hanteer het, so die kind het 'n sny op sy vinger gehad, jy het die bloeding gestop, jy het hom toegemaak, hy is okay, hy kan aangaan. Of hy het meer hulp nodig, so dan moet jy wag tot 'n mediese personeel het of iemand wat hoër as jy medies gekwalifiseer is, oorvat. Jy los nooit iemand wat seer gekry het in noodgeval alleen nie. Dit gebeur net nie, want kan jy dink die vrees van daai kind? So baie belangrik om dit te onthou. Dan traumaberading. Nou dink mense, traumaberading. Maar ek is opgelei, ek het jare ondervinding. 'n voortrekker offisier, baie het miskien vlak 1 opleiding, dalk glad nie opleiding nie, maar 'n informele kursus. Nou het 'n kind in die vuur geval en hy het gebrand. In daai offisier se kop, dis verskriklik, want wat kon gewees het, daai kind kon regtig ernstig verbrand het. So as jy voel, hierdie was vir my erg, ek moet met iemand praat, doen dit asseblief. Niemand gaan snaaks dink daaroor nie, dis hoekom ons 'n voortrekker, 'n groep is, ons ondersteun mekaar, ons help mekaar. So praat met 'n ander offisier, as jy voel jy wil met iemand praat wat nou nie betrokke is nie, bel my, praat met iemand, werk daardeur, en maak seker dit los nie skade, dat die volgende keer wat iets gebeur, jy vries en nie kan help nie. So, dis in kortliks van my van die hantering, en dit is belangrik om te weet dat, doen iets, dit tree professioneel op, en dan ook, help die persoon tot die beste van jou vermoë, en dis goed genoeg, jy het gehelp. Dan is daar 'n paar prosedures wat ek net so vinnig deur wil gaan. Die meeste is maar die gewone, ekskuus tog, ons begin sommer by die brandwonde. Met slange, dis maar algemene goed wat ons kry by kampe. Baie belangrik is hoe jy dit hanteer as jy die slang kan identifiseer. Persoonlik gaan ek nou nie, die slang gaan vang en kyk of ek weet wat hy is nie. Hy moet baie ver weg wees wanneer ek naby kom. Maar daar's 'n verskil van behandeling. As jy nie weet wat die slang is nie, dan gebruik jy die immobiliseer metode, en dit is belangrik om te weet, jy doen dit teenoorgestel as jou gewone verband. So waar jy 'n gewone verband na jou hart toe draai jy 'n slangbyt weg van jou hart. Jy wil die gif weghou. Jy wil nie hê dit moet naby kom nie. Jy kan ys gebruik om dit ook stadiger te maak, en hierdie is belangrik. As jy 'n KPR moet doen, jy weet nie of dit 'n spoegkobra was nie, jy doen dit nooit sonder 'n KPR masker nie, want dan het jy ook die gif naby jou. Wanneer dit kom by bysteke, is die belangrikste aspek van dit, soos dokter gesê het, hy kan 'n allergiese reaksie hê. So,
Die tekens van anafylaktiese skok is gewoonlik moeilike asemhaling, hulle is duiselig, alles begin opswel, 'n rooi uitslag, en hierdie moet alarmklokkies vir jou laat afgaan, want die volgende wat gaan gebeur is sy lugweg gaan toeswel. En dan het ons 'n groot probleem. So, die meeste van die kinders wat rarig allergies is, dra 'n EpiPen by hulle. Dis 'n adrenalien-inspuiting. As die persoon al so sleg asemhaal en nie meer by sy bewussyn is nie, gaan dit vir jou wees om vir hom die EpiPen toe te dien. Nou, dis maklik om te onthou hoe om dit te doen. Orange to the thigh, blue to the sky. So blou is altyd bo. Dit is aangewese dat almal so iets dra wat rarig anafylakse kry, want jy het sekondes voordat iemand toeswel. Ons het 'n kind gehad wat 'n sjokolade geëet het, hy's allergies vir neute. Hy het dit in sy mond gehad, geproe daar's neute en dit uitgespoeg. En hy was toegeswel dat hy in ICU beland het in 5 minute. So jy het rarig nie tyd om te speel met 'n allergie nie. So wees net bewus veral van die kinders wat die EpiPenne dra. Dan kan ek nou van vooraf begin. Waar ek wil begin meer is die noodhulp, jou algemene beginsels. Altyd jou veiligheid eerste. So, jou veiligheid is eerste. So dit beteken van waar jy aanloop tot by die besering, wat jy dra, onthou jou handskoene met bloed. En dan, soos ek gesê het, as jy weet jy kan nie 'n situasie hanteer nie, verwyder jou uit die situasie. As daar 4 ouetjies op 'n tak gesit het en die tak het geval, 3 hardloop rond en 1 lê stil. Die ouetjie wat stil lê is jou prioriteit. Want as iemand nog kan rondhardloop en skree, sy lugweg is oop, hy haal asem, hy is nog okay. Maar 'n ouetjie wat stil lê, dis jou prioriteit. So heel eerste loop na hom toe, vat hom saggies aan die skouer, nie skud nie, want ons weet nie of hy dalk 'n nekbesering het nie. Kyk vir asemhaling, kyk vir signs of life. Dan, volgende, as jy sien daar is nie beweging nie, begin jou KPR. So jy begin met jou kompressies van 30, en hulle sê altyd, om jou ritme te bepaal, die liedjie Staying Alive. Maar voortrekkers, my graad 2 seentjies ken nie Staying Alive nie, so ek het hulle geleer op ons voortrekker liedjie. En die perfekte een is Rol die wiele. En hulle doen perfekte kompressies op Rol die wiele van die wa. So, pas dit aan, dat jy weet wat om te doen. Maak sy lugweg oop, gee sy asemhalings, en as jy nie 'n KPR masker het nie, want jy het so geskrik en gehardloop in die noodhulptas lê nog daar by die kamp, doen net kompressies alleen. Soos ek gesê het, daai klein seuns het net kompressies gedoen, en dit was genoeg dat ons daai man kon terugkry. Solank jy die bloed beweeg, is alles 100%. Die volgende ding wat baie belangrik is om 'n lewe te red, is die bloeding. So, stop enige bloeding, want as jy gaan kompressies doen, en die ou bloei, dan maak jy net dat hy vinniger uitbloei. Die laaste uitweg is 'n tourniquet. Die rede daarvoor is dat as jy hom te lank aanlos, kan daai ou sy arm verloor. Soos die dokter gesê het, jy is 'n noodhulper, jy is nie 'n trauma dokter nie. So as dit absoluut jou laaste uitweg, ja, maar baie belangrik om vir die nooddienste dan te sê, hoe lank was daai tourniquet op gewees, want dit bepaal hoe lank hy kan slegs 2 ure opbly en dan moet hy losgemaak word. Ingedrewe voorwerpe, so dis nou as iemand 'n mes in sy arm het, of uitval op 'n stok. Die belangrikste konsep van dit is, jy haal nooit iets uit groter as 'n splinter uit 'n persoon nie. Jy los dit, jy stabiliseer soos jy dit gekry het, jy maak 'n oulike donut verband met jou driehoeksverbande in jou noodhulpsakkie, en jy draai hom net so toe. Daai is
stikstof druk dalk 'n arterie toe. So as jy hom uittrek, nou het jy katastrofiese bloeding, so jy dit vererger. Jy het dalk 'n senuwee seer gemaak wat oukei sou gewees het. So ons groot doel is om iemand te help, maar om niks erger te maak nie. Met frakture, soos ek gesê het, 'n oop fraktuur, moet hom nooit terugdruk nie. Los die been waar hy is, maak hom met 'n nat gasie toe en stabiliseer hom. Belangrik, as daar bloed onder 'n hemp of 'n broek is, maak seker jy maak oop om te kyk, want 'n oop fraktuur is 'n mediese noodgeval. So dan moet jy ook die noodhulpdienste baie vinniger laat kom. So, hoe mens kan kyk vir 'n fraktuur? Jy moet nou bepaal hoe ernstig is dit. As jy vat jou vinger en jy druk hom vas en jy los hom. Ons noem dit kapillêre herval. As hy onder 2 sekondes is daar genoeg bloedstoevoer en alles is reg. As jy hom los en dit stadig, dan weet jy het 'n bedreigde ledemaat. Daar's nie genoeg bloedstoevoer nie en dis 'n mediese noodgeval. Daarom vir hulle moet jy ook baie vinniger by die hospitaal kry. As jy 'n verband omgedraai het, hoe weet jy hy is nie te styf nie? Druk die vinger, los die vinger. As hy onder 2 sekondes die kleur weer terugkom, weet jy dis reg. Jy het hom net reg. As dit langer is, jou verband is te styf. So dis 'n baie maklike manier om jou verband te evalueer. Met dislokasies, mens wil net daai vingertjie terugtrek, want daai vingertjie lyk net nie reg nie. Maar los hom net soos wat hy is. Spalk hom soos wat hy is, verwyder juwele of enige iets, want jy kan daai vinger terugtrek en jy kan 'n senuwee vasknyp. Jy kan 'n arterie vasknyp en daar's die vinger daarmee heen. As dit 'n elmboog of 'n arm is wat gedislokeer is en jy voel nie 'n pols nie, is dit weer eens 'n bedreigde ledemaat, noodgeval. So baie dringend uitkom by mediese dienste. Met brandwonde, die belangrikste is 'n brandwond hou aan brand vir 24 uur. So dis belangrik om 'n brandwond toe te hou vir 24 uur met die burn shield, om seker te maak dat vandag se rooi kolletjie nie môre 'n blaas is nie. Groter areas en gesigbrande, inhalasiebrande is baie ernstig en ek sou aanbeveel dat hulle eerder verwys word. Want selfs iemand wat 'n urn se deksel oopgemaak het bo en 'n gesig vol stoom gekry het, daai stoom is na sy longe toe, so hy het gebrand. So hy's reg nou, maar vanaand as hy gaan slaap, dan begin daai longe se alveoli swel en sy lug wegtrek toe. So enige gesigbrandwonde of 'n skroei van die neus, laat 'n mediese personeel eerder na hom kyk voordat jy in die moeilikheid kom met 'n toelig weg. Dit is nogal een van die noodgevalle wat baie vinnig verwys moet word. Dan die ou mens stories van sit eier, tandepaste, bo op 'n brandwond, asseblief nie. Dit kontamineer die wonde en ek het dit nou al so baie op kampe gesien dat almal gryp eers die botter of moet dit asseblief nie doen nie. Burn shield of niks nie. Ook nie ys nie, want ja, jy wil die wond afkoel, maar as jy jou vinger lank genoeg op ys hou, ys brand jou. So met ys maak jy meer skade as wat jy help. So net gewone kraanwater is 100%. Ek vra om verskoning vir my tegnologiese gestremdheid. Ek hoop dat almal iets geleer het en soos ek sê, enige tyd vra enige iemand wat net graag wil praat of ietsie wil hoor, enige tyd en weer eens baie dankie vir die voorreg en ek hoop om nog lank noodhulp by Voortrekker Rietvallei Voortrekkers te doen. Baie dankie Liesel. Sy is nou 2 jaar offisier, ons vannetjie is graad 2, maar julle kan maar daai naam onthou. Sy gaan op baie diep spore in die Voortrekkerstrap. So baie dankie Liesel vir jou tyd en jou kennis en jou alles wat jy net so mildelik vir ons almal gee. Ons waardeer jou ongelooflik baie. Daar was 'n bietjie geselsies in die vraeboks.
Daar was 'n vraag gewees wat ek graag vir Annelie wil oorgooi. Die vraag sê, as jy noodhulp gaan doen op 'n aktiewe aktiwiteite, soos 'n kamp, 'n GGA, GGN ensovoorts, wat is die vereiste en vlak van die voortrekkers af wat die persoon wat die noodhulp gaan doen moet hê? So Annelie, kan jy dalk vir ons bietjie meer insig gee daar, want ek weet dat elke kommando het nie noodwendig iemand wat opgelei is nie, is ek reg? Ja, sover ek weet is daar nie enige wetlike aspek wat sê die persoon moet so of so wees nie. Dis altyd nuttig as jy iemand het wat 'n kwalifikasie het in een of ander mediese afdeling, maar as jy 'n klein kommando is en jy het nie iemand wat kan help nie, is enige ouer of offisier wat net die basiese net kan dophou wat is dit, 'n situasie assesseer en verwys. Daar moet 'n noodhulppersoon wees wat dit kan doen. Die meeste mense wat kinders het, kan darm 'n wond skoon maak, want ons almal se kinders word maar met stampe en stote groot. So jy kan 'n wond skoon maak en soos ek gesê het nou die meeste van jou noodhulpsituasies is nie ernstig nie. En dan wanneer jy moet dit net kan assesseer en as dit 'n ernstige ding is, dit verwys. Maar ek dink dit is dalk 'n goeie idee om vir kommandos of in jou gebied wel 'n noodhulpkursus aan te bied. Impala het wel vroeër hierdie jaar het ons vir ons kommando dit aangebied en die mense wat dit bygewoon het is in ekstase. Daar's onder andere 'n app wat jy kan aflaai wat hulle vir jou om 'n nooddiens te roep, wat hulle direk jou location kan sien en dan laat weet hulle vir jou waar is die naaste iets. So ek kan daai inligting ook vir julle deel na die tyd, kan ek dit op die groep chat sit. Dit sal wonderlik wees, baie dankie. Ek sien ook iemand wat nou ingekom het en dis rondom die prosedures wat hy hier 'n stelling gemaak het wat ek dink van baie waarde is. Onthou as nooddiens moet kom, stuur iemand om hulle te gaan kry by die hek of ingang. Hulle ken nie ons terreine nie. So ek dink daar's 'n baie belangrike punt om te onthou by prosedures dat indien dit op so 'n punt kom dat ons iemand moet uitkry, hê iemand wat jy kan wegstuur om daai mense te gaan ontvang. Ivy van Alwieskies van Tonder vra, noodhulpopleiding vir ouers en offisiere wat noodhulp wil doen vir die kommando, is dit iets wat die voortrekkers na gaan kyk? Daar is heelwat kostes aan verbonde. Nou, ek weet dat daar is 'n hele paar platforms wat op hierdie stadium daarna kyk. Dit is vir almal baie belangrik. By die Nasionale Komitee Volwasse Sake is dit regtig 'n besprekingspunt, meer gereeld as wat mense ooit kan dink, hoe ons goeie noodhulpopleiding by al ons offisiere kan uitkry. So ons gaan met al die AGL volwasse sakes van die gebiede praat, ons kyk of ons een of ander iets kan uitwerk. Hierdie Liesel wat nou vir ons aangebied het ook, sy het baie kontakte in die nooddienste, so sy's ook besig om te kyk of sy iets vir ons kan organiseer wat vir ons regtig daai noodhulpvlakke kan gee, geakkrediteer teen 'n baie goedkoper prys. So hou jou oor op die grond, ons gaan kyk wat ons vir julle daaromtrent kan doen. Goed, en dan het iemand natuurlik gesê, rol die wiele, dit is nou super cool om daai KPR te kan doen of rol die wiele. Ek hou ook baie meer daarvan, né? Ja, ons praat Afrikaans. Jong, en met al hierdie situasies wat ons ook nou al so 'n bietjie al van gehoor het, weet ek dat daar is mense wat vir die eerste keer of 'n tweede keer by 'n groot aktiwiteit of 'n GGN gaan werk en wat graag bietjie leiding wil hê oor die topgoed wat hulle kan verwag om mee te doen te kry. So daarmee gaan 'n baie gesoute noodhulppersoon ons bietjie help vanaand. Sy naam is Japie. En Japie en sy vrou Elmarie, hulle doen saam mediese noodhulp op kampe. Japie is 'n opsmediek, hy het vlak 7 opsmediek en hy is ook 'n afgetrede polisieman. Sy vrou is 'n afgetrede verpleegkundige. So saam maak hulle nog 'n ongelooflike span, veral wanneer dit kom by daai hele ding van iets wat jou laat skrik en wat jy dan moet reageer, né? Hulle is 'n goeie span vir dit. Saam is hulle regtig 'n baie goeie span en ongeveer 18 jaar betrokke by kampe soos Reskiti, 8 jaar by Seejol en Vlotvaart en by Medemenskamp en hulle was vroeër jare by SPDW, so hulle het regtig baie ondervinding by kampe. Hulle was albei ingeskrewe voor die lede vir meer as 40 jaar, maar op die oomblik is hulle jeugvriende, so ons is baie dankbaar dat hulle nog steeds ons help en nog steeds teruggee in die beweging. So ek staan nou aan die woord vir Japie Botha. Hy gaan vir ons vertel die top 20 goed wat jy kan verwag om te kom op enige voor die aktiwiteit GGN of kamp. Baie dankie Japie.
Goeienaand. So daar op die lyn af, kan jy my hoor? Ja, ons hoor jou. Okay. Ja, so baie Annelie en Liso, baie dankie, julle het baie goeie intro gegee en baie mooi vertel wat ons kan verwag, wat die admin is, hoe om die situasie te hanteer. Ek gaan net so breed trek 'n bietjie sê, elke kamp het sy eie unieke gevalle. So generis kan ek 'n voorskrif vir jou sê, hoorie, by kamp A gaan dit gebeur, kamp B gaan dit gebeur nie. Ons werk met die M-faktor, die mens, naby die kinders. Die kinders is nogal interessante wese. Hulle kan nogal vir ons baie interessante 'n dag maak vir ons. So nie een kamp is dieselfde nie als op dieselfde plek. Roskiti, 50 km van die naaste noodhulp af. So jy moet maar bereid wees om daar jou kop te gebruik, jou voete te dink, om te weet wat jy wil doen. Want as jy net ver oplaai in 'n kar spring en so dokter toe ry, so jy moet maar daar kyk. As jy by 'n ander kamp is jy miskien 2-3 km van 'n hospitaal af. Dit is baie maklik, dan kan jy baie makliker mediese hulp kry. So elke situasie het sy eie. Ek en my vrou werk saam. Ek hanteer die trauma gedeeltes en my vrou is die verpleegkundige, sy hanteer die moeilike AD. Ons werk met kinders, so baie keer as jy kry 'n meisietjie wat inkom, sy het 'n probleem, sy wil nie met my praat nie, dan is my vrou daarso, kan sy mee gesels. Kom 'n seun in, dis die seun, dan kan ek met hom praat, nie, dan wil jy kan nie praat. So dit is lekker, ons vul mekaar aan, ons werk lekker saam. 'n Paar dinge wat ek vir kan sê, wat ek nou al ondervind het op die kampe wat ons nou al betrokke was. Jou hoofpyne, verskillende maniere, van water en alles is verduidelik deur vorige sprekers. Sonsteek, brandwonde, verskillende, van die son of van 'n vuur, of van water. So ander ene wat ons ook het, is steekwonde. Ons het steekwonde gehad, die kinders speel met mense. Hulle steek mekaar, hulle sny mekaar. Ek het op 'n stadium al gehad, ek moes steke insit met toestemming van die ouers af, want ons kon nie afgevoer het, dit was te ver gewees daar waar ons in die veld was. Ek is gekwalifiseer, ek kan dit doen, so met my nodige toerusting, so ons mag gou gehelp en steke ingesit en daarna afgevoer en die nodige dinge gedoen of gestoot. Asemnood, allergiese reaksies. Dan hanteer jy hom soos die gevalle is, as jy nou elke geval presies verduidelik wat elkeen doen nie. Enkelverstuiting, persoon breek sy been in die veld. Dan begin die voortrekkers nogal 'n kind se geheue aanwakker, want dan is ek baie lief om hulle te sê, kom ons leef uit natuur uit, maak vir 'n draagbaar. Kry vir ons sitte, kry vir ons spalke uit natuur uit. Daarmee leer ek die kinders op om hulle bietjie hulle eie koppe te gebruik en hulle eie dinge te doen, om te besef. Om ons is daar baie mediese toerusting wat ons kan gebruik uit die veld uit. Dan kom ons by diarree, opgooi, wat dan gelei het tot 'n drup in die veld, met die dokters toesig, dokters toestemming, en daarna afgevoer na mediese fasiliteite waar ons nodig kan. Hier in daagse kampe kry ons baie emosionele gevalle, wat empatie nodig het. So ver gekry het op een kamp al 3 overdose pille gekry het, kinders wat overdose pille gevat het. Dit is as gevolg van ouers wat kinders medikasie saamstuur. Kinders handel die medikasie nie in nie. Hulle steek dit weg vir die noodhulp of vir die offisiere. Dan raak die drukking te veel of omstandighede wat nie altyd uitkom voor die tyd nie. Emosioneel, en dan besluit die kind nou maar dis nou hier toe en dan vat ek my handvol pille en ek drink dit. So ons offisiere moet bietjie begin meer na ons kinders se emosionele omstandighede opkyk. Ek weet ons is nie nou trauma raders almal nie, maar daar is baie kinders wat seer is, die stikkenis buite wat ons aan moet kyk. Skok. Elke besering kan skok veroorsaak. Die skok is een van die ergste besering wat mens kan sien. Jy kan in die oog nie sien, daar is nie bloed nie, daar is nie gebreekte bene of arm nie. Maar hy skoktoestand wat ingaan, kan sy dood veroorsaak, kon hom in sy bewussyn laat verloor. Elektriese aanvalle. Hoe hanteer ek elektriese aanvalle? Alledaagse ding wat ons deesdae baie meer hoor as ons voor jare gehoor het. So het ons al gehad spinnekop byt, skorpioen byt. En as daar een groot siekte wat baie is, die moegheid. Kinders word net moeg. Dit is 5-6 dae wat in die veld is. Dis son, hy speel. Hy is nie gewoon by die huis so baie in die buitelug nie. Hy sit voor 'n rekenaar by die huis. Hy sit 2-3 ure buite en dan gaan slaap hy of hy lê op sy bed.
Die kinders is nie meer baie aktief nie. So nou kom hy op 'n kamp, nou moet hy vir 6 tot 8 ure rondhardloop en saam met sy maats dinge doen. Hy kind word dit moeg, so hy kom by jou, dan kla hy oor die snaakse siektes. Maar einde van die dag as jy net bietjie met hy kind gesels, kom jy agter, hy kind is net moeg, hy kort bietjie rus. En dan is alles oor. Net staan hy weer op en dan is hy weer reg. Ons het al hartprobleme gehad, harttoestande van offisiere en van kinders. So jy moet dit hanteer. En het kamp het ons ingroei toenaals gehad. Kinders kom maar so skoene druk hulle, maar ons ook 'n toenaal wat ingroei. So dit is maar 'n oop boek wat jy baie keer moet kyk na. Maar ons moet nie vergeet nie. As ander wat seer kry, hy omstaandes, hy wat sien wat gebeur. Hulle kry ook seer. Met die oog gaan na jou hart toe en hulle weet nie hoe om dit te verwerk nie. Kom ons kyk en dan hou hulle kalm, hou hulle rustig. Om jouself dit moet vergemaklik. En toestande waar die ouer vroeg tot die kampleier nie oor inlig nie. Onderliggende toestande waar kinders onder behandeling is. Maak seker dat in volle alle tye 'n voertuig of 'n bestuurder beskikbaar is, noodgevoele om 'n persoon af te voer na 'n dokter toe of na 'n hospitaal toe of waar dit nodig is. Noodnommers beskikbaar is. Die kamp admin persoon beskikbaar is, wie is die volgende vlak? Wie hanteer die naasbestaandes en besonderhede? Waar gaan ek dit kry na ure? As jy op 'n groot kamp is, waar slaap wie, wat 'n persoon? Dat ons weet waar om die noodsituasie te hanteer. Waar 'n mediese sak beskikbaar is, waar die kinders byvoorbeeld uitgaan veld toe. Die persoon wat hy sak dra, weet jy wat is in hy sak? Weet jy hoe om dit te hanteer? Wat om te doen met hy verband, met hy gas, met hy skerm, hy pleister? Kan jy dit hanteer? As jy nie kan gee vir 'n persoon wat dit kan doen. En ons grootste probleem is meneer Google. Ons het 'n selfoon aan die bos, die kind voel nie lekker nie. Hy Google vir homself sy simptome en dan kom hy by jou en sê ek moet nou die pil kry en die pil kry. Soos vorige keer gesê het, ons kan nie medikasie uitdien nie. Ek moet toestemming kry van die ouers af. Dan kontak jy die ouer en sê die ouer, ja, die kind het 2, 3 jaar laas asmapompie gebruik. So weet jy, jy kan nou 'n asmapompie wil hê. So mense, ons moet bietjie meer na ons kinders emosionele omstandighede kyk. Kyk waar is die probleme. En so as jy 'n noodhelper op die grond is, jy moet voete dink bietjie aan die boereraad. Maagwerkings, hy ou appels wat gerasper word, die swart geword, gee vir die kind daai appels te eet om 'n maag te stop. Hydrasiemiddels, sout, water en suiker. So 'n bietjie dink, wie meer 'n bietjie terugkom na die aardse goeters toe en bietjie daarmee kon dink. En ander probleem is weer ouers die medisyne saam kampe toe. Hulle besef nie hy medisyne lê in 'n tent en word warm nie. Dan wil hy kind gaan gebruik, dan word hy seker van daai medikasie wat hy gebruik as gevolg van die medisyne is warm, dit werk nie meer vir die kind so dit moet nie. Kom die kinders kampe toe. Ouers sien nie toe sy kind 'n asmaleier sy asmapompie saambring. Hy bring nie genoeg insulien saam vir diabetes met 'n ou besering. We kom op die kamp en sê nee, hy soek nou verbande want hy het nou 2 jaar terug sy enkel seer gemaak of nou 3 maande terug 'n enkel operasie gehad. Nou moet jy op die kamp hom verband voorsien om sy enkel te verbind. So ons moet meer met die ouers gesels en die ouers besef oor wat gaan aan. En dan hou jy saam, ek altyd bereid waar op kamp is, help ek altyd met lesings oor makkerhulp, noodplan wat opgestel moet word. So dit is baie lekker om met die kinders te werk en met hulle te gesels. En dan elke kamp of elke persoon se uitgang maar kyk na 'n basiese noodopslag. Wat hy hom kan hou vir sy span of vir sy komando of vir homself. Dit kan nogal baie handig te werk wees. Enige vrae is gesels, dis maar my kort storie wat ek vir julle wil vertel. Dankie. Baie dankie Japie. Dit was baie waardevol. Ek dink die groot les wat ons hier uit kan leer, is dat ons regtig daai balans moet vind tussen die empatie hê en sosiale en emosionele intelligensie toepas. Nou, kinders is ook slim, kinders het baie behoeftes, maar ek dink ons het baie by jou geleer vanaand oor hoe om hierdie situasies te hanteer. Ek het vroeër gesien dat daar is 'n oulike kommentaar ook gewees deur Karin wat gesê het dat daar is nuwe spesialisasies vir verkenners wat makkerhulp genoem word. Dis baie oulik met praktiese noodhulp inligting vir voortrekkers
vir span en kommandokampe. Baie dankie daarvoor, dit is oulik. En dan was hier ook 'n nuwe een wat gesê het, ons was gesê ons noodhulppersoon wat ons kies moet 'n vlak 1 sertifikaat hê. Daai sertifikaat verval ook. So as iemand een het, kyk na die vervaldatum. Baie dankie, daai is belangrike inligting. En as daar byvoorbeeld 'n kommando of 'n kampleier wat noodhulppersoon nodig het, ensovoorts, waar vra ons binne die voortrekkers? Baie keer is die persoon nie beskikbaar nie. So ek dink hierdie nuwe groepe wat Nasionaal vir ons begin het by die voortrekkers is 'n baie goeie beginpunt om kenners bymekaar te kry. En ek sal 'n versoek doen op Joshua dat ons eintlik 'n lys van noodhulpmense ook bymekaar maak wat ons vir almal kan beskikbaar stel. Dat jy iemand in jou area kan kry wat regtig kundig is, wat jy kan nooi na jou kamp of jou aktiwiteit toe, sodat jy 'n geruste hart kan hê dat alles vlot sal verloop. Goed, ek dink nie dat daar is enige ander vrae op hierdie stadium nie. As daar is jy welkom om ek sien. Hoe dikwels is daar slang buite? Hoe groot probleem is slang buite? Japie, kan jy vir ons bietjie lig daarop skyn? Hoe gereeld het jy al op kampe soos Rescue wat 'n avontuurkamp is? Hoe gereeld kry jy slang buite? Ek het die slange 'n goeie reëling aangetref. Hulle bly uit ons tent uit en ek bly uit hulle gate uit. Nee, gelukkig so Afrikaans sê touch wood of ons vat 'n stukkie hout saam. Nog nie slang buite gehad nie. Ek het skorpioen buite wel gehad en spinnekop buite, maar nog nie 'n slang pik gehad nie. Gelukkig. Ja, maar so ek weet as ek kan onthou, dink ek dis eintlik baie raar, né, om slang buite te kry. Die slange skuif gewoonlik uit ons pad uit wanneer ons so in die veld rondloop. Ek weet wel daarso nou onlangs was daar 'n voorval by Tabazimbi gewees waar 'n spankamp was waar daar kinders gepik was deur 'n slang, 2 kinders. Maar gelukkig is hulle wel in die vang. Offisier het baie goed opgetree en dankie vir Ek hom. dink dis hoekom die noodhulpopleiding van so belangrik is en van soveel waarde is, want dit is daai regte optrede. Die kanse dat dinge gaan gebeur is daar. Ons het almal nodig om op 'n plek te kom van skrik klaar en reageer. En ek dink as ons op so 'n plek kan kom, dan gaan ons altyd 'n goeie keuse maak vir die volgende stap om enige noodhulpsituasie te help en te keer. Goed, ek dink dat dit is al die vrae. Ek dink dat dit bring ons aan die einde van ons aand. Ek wil baie dankie sê vir al ons aanbieders. Baie dankie Japie, baie dankie Liesel en dankie Annelie. Baie dankie ook Dr. Annelie dat jy jou huis vir ons beskikbaar gestel het vanaand om van hier af te kan aanbied. Ek sien daar is nog 'n vraag hierso. Mag jy iemand noodhulp toepas as jy nie 'n noodhulpsertifikaat het nie? Wat sê die wet daaroor? Nou, ek is seker enige van ons aanbieders kan eintlik vir ons lig daarop skyn, maar iets wat Liesel my nogal geleer het, is dat daar is regtig in die noodhulp wêreld is daar 'n Good Samaritan law. Van as jy gaan om iemand te help, dan het jy regtig die regte ding gedoen. En in die noodhulp wêreld word dit gesien as 'n positiewe ding. En jy kan nie eintlik wetlik aangekla word deur iemand te help nie. Sy sê veral as iemand nou reeds op pad is en hulle is eintlik amper oorlede en jy moet nou KPR toepas, jy gaan nie kan aangekla word indien jy dit nie reg doen nie, want jy kan hom nie verder doodmaak nie. Maar so ja, as jy altyd daai goeie noodhulp etiket gaan toepas, as jy nie weet wat om te doen nie, bel iemand. Ek dink dan as ons net by daai goeders bly, dan behoort ons 'n suksesstorie te hê altyd. So enigiets wat enige van ons aanbieders wil las op enige van hierdie vrae, enige van hierdie kommentare? Ek kom maar net sê 'n ma of pa by die huis het nie noodhulpsertifikaat nie. So jy is by kamp, jy die pa en die ma op die kamp. Ja, ek dink ons kan rustig wees in daai opsig, né? Soos in ons is almal daar om te help. So probeer die opleiding kry. Ons sal al die gebiede aanmoedig om goeie opleiding beskikbaar te stel. Maar ja, as jy die Good Samaritan law behoort jou in elk geval in enige situasie te help. So baie dankie aan almal. Ek dink hierdie was van groot waarde. Ons gaan daar enige goedjies wat ons vir julle wil deel, sal ek ook op die volwasse hulpgroep sit. So gaan loer gerus daar as daar enigiets is vir die aanbieders met ons wil deel. Dan hou julle oog op die groepe. Daar kom 'n baie oulike aanbieding oor die versekering volgende maand. En dan as jy enige iets voel, jy wil baie graag hê dat hierdie moet een van die opleidingssessies word. Ons het 'n baie oulike
idee gekry vandag uit Oosval uit. So ons vat hande daar met Oosval en ons gaan vir julle 'n lekker Zoom aanbieding bring oor spesiale behoeftes van kinders. So ja, kontak my, kontak jou adjunkgebiedsleier of volwasse sake. Almal is baie opgewonde oor opleiding en almal wil julle help. So baie dankie vir almal wat vanaand ingeskakel het. Ons glo dat dit was baie waardevol en weer eens baie dankie aan ons aanbieders. Ek gaan vir ons vinnig afsluit met gebed. Ons wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir die aand. Baie dankie dat ons kon saam wees as voortrekkers en vir die verryking wat ons vanaand hierdeur kon kry. Ons vra dat U almal behoed en bewaar tot ons weer kan saamkom. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie en lekker aand verder.